Goeiemôre broers, susters. Dit is baie lekker om saam met julle hier te wees. En ons Reine, hoe kan ek hoor kan ons begin en ons aangaan. Het is baie lekker om saam met julle in die kerk te wees vanoggend. Het is 'n regtige voorreg. En ons gaan sing 2 liedere. Vonk 277, U is die lig wat deur die donker skyn. Die verskriklike mooi lied. En dan 205, ek wil sing van al die liefde. Ons sing dit aan mekaar. Is dit die 2 pragtige liedere wat ons gesing het nie? Ek wil graag vir almal van julle baie welkom sê. My gebed is dat die Here vir elkeen van ons sal aanraak. Nou het ek, soos julle inkom, soveel van julle gesien wat kommer het, wat daar siekte in die gesin is, of was,
Letty, dis lekker om jou hier te org. Joch, ek sien, Janet, jy weet hoekom ek jou naam noem, Christo, julle almal wat deur goed is, dis mense wat op my gebedslys is, en ek sou nog oor elkeen van julle iets wou sê. Die wonder is dat ons hier is, sodat die Here ons kan aanraak. En mag hy dan vir elkeen van ons vandag 'n hand op die skouer sit, of om die skouer sit, en sê, kom my kind, kom, ek is die Here jou God, ek loop met jou 'n pad. Kom ons buig. Hemelvader, ons kom na U toe in aanbidding, om in die eerste plek vanoggend vir U te sê, dat dit vir ons baie, baie goed is, om in U teenwoordigheid te wees, om bewustelik in U teenwoordigheid te wees. Om tyd te kan afsonder, Here, om met U gemeenskap te hou, bewustelik. Here, in hierdie uur gaan ons baie bewus wees van U en hoe U met ons praat en hoe U na ons uitreik en hoe U ons salf, hoe U vir ons oplig, hoe U vir ons inspireer. Ons gaan bewus wees, Here, van U werking in ons. Terwyl U die hele dag met ons besig is, terwyl U dag in en dag uit, Here, met ons besig is, terwyl ons die hele tyd in U teenwoordigheid is, gaan ons dit in hierdie uur, Here, bewustelik beleef. Ons is nie by die kerk nie, Here, ons is by U. Bewustelik. En dis U teenwoordigheid, Here, hier, wat hierdie byeenkoms iets besonders maak. Dis die feit dat U ook intensie het oor hierdie uur, oor hierdie oomblikke wat ons saam is, dat U daarmee bedoel om ons aan te raak, wat dit besonders maak. In hierdie oggend weet ons, Here, dat U bedoelend om ons aan te raak, vir ons hierheen geroep het. En dis nou ons gebed. Raak ons aan, Here. Raak ons aan, sodat ons lewe anders sal wees. Gee ons 'n blik op U, Here, sodat ons lewens sal straal, soos Moses se, wat net so 'n klein kykie gekry het en toe gestraal het van die heerlikheid wat aan hom afgegee het. Gee U heerlikheid aan ons af, Here, sodat ons met ons lewe U kan verheerlik, kan groot maak. Sodat mense in ons kan sien dat ons op hierdie Sondagmôre met U gemeenskap gehou het. Word verheerlik, Here, deur dit alles. Amen. Die Here groet jou vanoggend met sy seëngroet. Hy kom na jou toe persoonlik. Hy ken jou hart, hy ken jou kommer, hy ken alles, hy weet alles van jou. En dan kom hy vir jou sê, wetende wie jy is, wat jou behoefte is, genade vir jou en vrede. Amen. Kom ons sing Vlam 182. Dis Goeie Herder Sondag vandag. Kom ons sing 182. Kom ons staan. Voor U, kom word ek stil.
Ek het reeds genoem dat dit vandag Goeie Herder Sondag is. Die 4de Sondag na die Paase. Het word internasionaal herdenk as die Goeie Herder Sondag. En word daar gedink oor die wonderlike werklikheid dat Jesus vir ons vertel dat hy herder is. Nou, daar is soveel tekste in die Bybel wat handel oor sy herder wees. Ons kan sommer net vinnig dink aan Psalm 23, die Here is my herder, waar ons al in die Ou Testament die metafoor, die beeld het van God as herder. En dan natuurlik die wonderlike teks in Johannes 10 vers 10, waar Jesus vertel hoe die herder uittrek met sy skape, en dan sy skape laat wei, en die skape wat sy stem ken. En ek wil vinnig vir die kinders net daaroor, die storie net daar optel, van Jesus wat sê, maar ek is 'n herder, 'n goeie herder, 'n goeie herder wat sy skape vat na groen weivelde toe. Nou ek weet nie hoeveel van julle was al op 'n skaapplaas nie. Maar op 'n skaapplaas word die skape dikwels in die veld ingekeer, dat hulle daar kan wei, en hulle het lammetjies, en soms is daar tweeling lammetjies, en die mamma skaap of die ooi moet na die lammers omsien. Hulle drink aan haar, en dan wei sy eet kos, sodat sy sterk is, sodat sy genoeg melk het vir haar lammers. Nou wat baie keer gebeur is, in die aande moet die skape baie keer na die kraal toe gejaag word, of die boer moet hulle werk, dan moet hy hulle aanjaag na die kraal toe. Nou as jy daar is, dan sien jy dikwels hoe die mamma en die lammers, die ooe en die lammers uit mekaar uitraak, en dan gee dit 'n verskriklike gebler af. Die ooi blaar, sodat die lammetjie al gebler kan hoor, en die lammetjies blaar, want hulle is skielik beangs, want hulle weet nie waar hulle mammas is nie. En so is dit 'n verskriklike geblerdery. En as jy daarna kyk, wonder jy altyd, sal hierdie lammetjies ooit weer hulle mammas kry? En sal hulle by die regte lammetjie by die regte ooi kom, want 'n ooi vat nie sommer 'n ander ooi se lam net nie, sy wil haar eie lam hê. En tussen hierdie geblerdery sien jy hoe hulle mekaar soek. En dan gebeur daai wonderlike ding. Elke keer, en net 'n mens dink, nou gaan jy hierdie lammetjie moet help. Hy huppel nog hier rond en hy is nog soekend. Dan sien jy hoe daai ooi uitkom met die trop uit en hom kom haal. En dan word die lammetjie nader gebring, en dan is daai vreugde daar, en drink die lammetjie sommer aan sy mamma. En dan swaai hy die sterretjie, en dis een van die mooiste gesigte op 'n skaapplaas. Nou Jesus sê, God is so. God is soos 'n ooi wat haar lam soek. En God ken die lam se stemmetjie, daai blaar van haar lammetjie, wat die ooi ken, is soos God is. Hy ken jou blaar, hy ken jou roep, hy ken jou stem. En die lammetjie ken ook sy ma se stem, of haar ma se stem, weet presies. En in die chaos van hierdie verskuiwing van die trop, vind die ooi en die lammetjie mekaar elke keer weer. En dis wonderlik om te weet dat God ons vind, tussen al die chaos waarin ons soms beland, hoor hy ons blaar, hoor hy ons geroep, en soek hy ons op, en laat hy ons nie verlore gaan nie. Nou op Goeie Herder Sondag is dit die mooiste storie wat daar is, om te vertel. En mag jy onthou, dat al is jou hart seer, en al voel jy jy's alleen, en al is jy bang, en al is jy bekommerd, dat jy vergeet is, God vergeet nie. Hy vergeet nie sy lammers nie. Hy laat sy lammers wei, en maak seker, dat sy lammers terugkom, in sy kraal. Vriende, kom ons onthou ook dat die Here vir ons bepaalde raamwerk gegee het waarbinne ons kan leef. En as ons nou die metafoor gebruik, weet ons, elke kudde het ook sy reëls, wat nie die straffende reëls is waaraan ons dikwels dink nie, of reëls wat tot straf lei nie, maar wat eintlik daartoe lei dat die kudde by mekaar bly, moenie te ver gaan nie, moenie buite hoër afstand gaan nie.
Kom ons bly naby mekaar, sodat ons mekaar kan bly vind. Nou God het ook vir sy kudde 'n raamwerk gegee. Hy sê, julle moet mekaar lief hê bo alles. En julle moet my lief hê bo alles. Ons noem dit die wet van die Here, né? Die wet van die Here sê dat ons God moet lief hê bo alles. As jy buite daardie raamwerk gaan van liefde vir God, loop jy gevaar. Loop jy gevaar om gevang te word deur die ongediertes. En as jy buite die raamwerk gaan van liefde vir jou naaste, loop jy gevaar om deur ongediertes gevang te raak. En ons weet dat dit 'n werklikheid is. Dis die wet van die Here. Dat ons vir God sal lief hê bo alles en ons naaste soos onsself. As ons binne daardie raamwerk leef, vriende, is ons veilig, omdat ons binne hoër afstand van God is. En ook binne hoër afstand van mekaar bly, omdat ons omgee en liefhet. Ons gaan nou die woord van die Here open. Ons gaan vanoggend lees uit Lukas 15. En ek wil vra dat ons op hierdie oomblik God se woord oopmaak. Sy kosbare woord, die woord waarin hy homself openbaar. Hierdie woord is vir ons gegee om God te kan ken, om Jesus Christus ons verlosser te kan ken. Hierdie woord is gegee sodat die Heilige Gees deur die woord ons lewens kan verander en verryk, sodat die Heilige Gees ons kan inspireer tot liefde vir God en vir mekaar. Hierdie is 'n Godgegewe woord, deur hom geïnspireer. Kom ons lees vanoggend uit Lukas se 15de hoofstuk. En sodat ons nou seker is, dis nie maar net 'n gewone boek wat ons lees nie. Dit is nie maar sommer net letters op papier nie, maar in hierdie oomblikke kom God deur sy Gees na ons toe, om ons te ontmoet. Kom ons stel ons harte daarop en dan bid ons saam. Heilige Gees, ons het die boek oopgemaak. Die woorde is hier, die teks, die ink op papier is voor ons. Maar ons weet dat hierdie woord lewend word as u Gees van God deur die bladsye van hierdie boek, deur die teks na ons toe kom en aan ons harte kom vat en vir ons kom sê op ons naam, ek wil vanoggend met jou praat, ek wil jou aanraak. Hierdie is nie net die teks van alle eeue en hierdie teks is die teks van hierdie oggend vir jou nou. En Here, soms verstaan ons dit nie, soms dink ons die teks is maar meestal vir ander mense. Soms, Here, vind ons onsself nie daarin nie. Dan wil ons bid, Gees van God, dat U op hierdie oggend die konneksie bring, die resonansie bring tussen die Vader se hart en my hart, elkeen van ons harte. Dat dit sal resoneer, dat daar 'n vibrasie sal wees wat oorgedra word deur die klankgolwe van die gepredikte woord, dat daar 'n resonansie sal wees, nie net tussen die prediker en die hoorders nie. Nee, Here, ons soek meer as dit. Ons soek 'n resonansie met U Vaderhart in ons lewens. Here, U ken ons soos ons hier by mekaar is, die wat luister, wat kyk op die televisie tuis. U ken elkeen van ons. U ken ons node, U ken ons lyding, U ken ons verliese, U ken ons vernedering, U ken ons verwerpings. Here, U ken ons broosheid, ons onsekerheid, ons bangheid. U ken ook ons blydskap en ons vreugde. U weet alles. U weet van ons dankbaarheid. Here, U weet van ons verwagtinge, U weet van ons hoop, die hoop wat in ons leef.
Die volle spektrum van ons menswees is vir U oop. Kom dan Heilige Gees en gee dat dit alles sal resoneer met die Vaderhart vanoggend. In U naam. Amen. Vriende, ek het lang gedink oor die teks en gehoop uiteindelik toe ek klaar daaroor gedink het, dat die teks alleen eintlik sal resoneer met ons lewe. Ons sal goed daaroor dink, maar eintlik in die toepassing daarvan moet jy self daarmee loop werk. En gaan kyk hoe dit impakteer op jou denke. En dan is daar twee goed waarna ons moet soek. Dat die teks impakteer op my denke oor God en natuurlik oor my denke ook oor myself en hoe ek teenoor my naaste leef. So kom ons lees. Die Lukas verhaal begin met die eerste gelykenis. Dis 3 gelykenisse van die verlore skaap. Die tollenaars en die sondaars het almal die gewoonte gehad om na Jesus te kom luister. Hierteen het die fariseërs en die skrifgeleerdes besware gemaak en gesê, hierdie man ontvang sondaars en eet self saam met hulle. Toe vertel Jesus vir hulle hierdie gelykenis. Sien nou een van julle het 100 skaap en een van hulle raak weg. Wat doen hy dan? Hy laat die 99 in die veld staan en gaan agter die een aan wat weg is, totdat hy hom kry. En as hy hom kry, is hy bly en tel hy hom op sy skouers. As hy by die huis kom, roep hy sy vriende en bure bymekaar en sê vir hulle, wees saam met my bly, want ek het my skaap wat weg was weer gekry. Ek sê vir julle, net so sal daar ook in die hemel blydskap wees oor een sondaar wat hom bekeer, eerder as oor 99 mense wat reg doen en nie bekering nodig het nie. Of watter vrou wat 10 silwere muntstukke het en een raak weg, steek nie 'n lamp op en vee die huis uit en soek sorgvuldig totdat sy dit kry. En as sy dit kry, roep sy haar vriendinne en buurvrou bymekaar en sê, wees saam met my bly, want ek het my geld wat weggeraak het weer gekry. Ek sê vir julle, net so is daar blydskap onder die engele van God oor een sondaar wat hom bekeer. Verder het Jesus gesê, daar was 'n man wat 2 seuns gehad het. Die jongste het vir sy pa gesê, pa, gee my die deel van die besittings wat my toekom. Hy het toe die goed tussen hulle verdeel. Nie lank daarna het die jongste seun alles tot geld gemaak en van die ouerhuis af na 'n ver land toe vertrek. Daar het hy sy geld verkoos deur losbandig te lewe. Nadat hy alles deurgebring het, het daar 'n kwaai hongersnood in daardie land gekom en ook hy het begin gebrek ly. Hy het toe sommer by een van die mense van daardie land gaan bly en die het hom na sy plaas toe gestuur om varke op te pas. Daar het hy gewens hy kon sy honger stil met die pele wat die varke eet, maar niemand het hom daarvan gegee nie. Toe kom hy tot inkeer en sê, my pa het wie weet hoeveel dagloners en hulle het almal oorgenoeg kos en hier vergaan ek van die honger. Ek sal dadelik na my pa toe teruggaan en vir hom sê, pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Behandel my soos een van pa se dagloners. En hy het sonder versuim na sy pa toe teruggegaan. En toe hy nog ver aankom, het sy pa hom al gesien en hom innig jammer gekry. Hy hardloop hom tegemoet, omhels hom en soen hom. Toe sê die seun vir hom, pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie, maar sy pa roep sy werksmense. Maak gou, bring klere, die beste, en trek dit vir hom aan. Sit vir hom 'n ring aan sy vinger en trek vir hom skoene aan. En bring die vetgemaakte kalf, slag hom en laat ons eet en fees vier. Hierdie seun van my was dood en hy lewe weer. Hy was verlore en ek het hom teruggekry. Toe het hulle begin fees vier. Sy oudste seun was nog in die veld en toe hy terugkom en naby die huis was, hoor hy die musiek en die singery. Hy roep toe een van die bediendes nader en vra hom wat aan die gang is. Die bediende antwoord, die broer het gekom en u het die vetgemaakte kalf geslag omdat hy hom behoue. En die pa het die vetgemaakte kalf geslag omdat hy hom behoue en gesond teruggekry. Toe die oudste seun kwaad geword en hy wou nie in die huis ingaan nie. Sy pa gaan toe uit en praat mooi met hom, maar hy antwoord sy pa, kyk, al die jare werk ek soos 'n slaaf vir pa, nog nooit het ek 'n opdrag van pa verontagsaam nie, en vir my het pa nog nooit eers 'n bokkie gegee, sodat ek saam met my vriende kan fees vier nie.
Maar nou dat hierdie seun van pa, wat pa so goed met prostituie deurgebring het, terugkom, het pa vir hom 'n vetgemaakte kalf geslag. Toe sê die pa vir hom, kind, jy is altyd by pa, en alles wat pa het is ook joune. Maar ons kan tog nie anders as om fees te vier en bly te wees. Want hierdie broer van jou was dood en hy lewe weer. Hy was verlore en ons het hom teruggekry. Dis 3 ongelooflike gelykenisse en ek wil graag oor al 3 van hulle iets sê, so ons gaan nie noodwendig in al die detail ingaan van hierdie tekste nie. So hierdie verhaal is deel van 'n groter reisdokument wat die reisverhaal is van Jesus op pad Jerusalem toe, waar hy gekruisig sou word. So dis die eerste ding wat ons moet verstaan, waar pas die gelykenisse in? Waar vertel Jesus hierdie 3 gelykenisse? Die tweede ding wat ons moet verstaan is dat hierdie gelykenisse plaasvind teen die agtergrond van Jesus se strydgesprekke met die fariseërs en die skrifgeleerdes. Nou Lukas vertel uitvoerig van hoe die konfrontasie opbou tussen die skrifgeleerdes en die fariseërs en Jesus. Geweldige konfrontasie wat aan die opbou is. Die teks begin hier te sê, die skrifgeleerdes en fariseërs het gemurmureer, hulle was ongeduldig met Jesus. Nou daai Griekse woord vir murmureer is ook 'n Griekse woord wat in die Griekse vertaling gebruik word vir die volk van die Here wat getrek het uit Egipte uit, sal julle onthou, en toe murmureer hulle mos oor dat Moses hulle uitgevat het uit Egipte uit en hulle nou swaar kry. Dis 'n ongedurigheid by hierdie mense. Hulle is regtig ongemaklik met Jesus, omdat hy die tollenaars en die sondaars akkommodeer by sy optredes en self by hulle aan huis gaan, wat hulle natuurlik vir Jesus en sy disippels onrein maak. Die skrifgeleerdes en die fariseërs wil ten alle koste die sosiale afstand tussen die tollenaars en die sondaars en die Jode handhaaf. En hier gaan Jesus en hy gaan nie eenvoudig oor daai grens. En dit is vir hulle onverdierbaar. Die tollenaars het die belastings ingesamel vir die Romeinse ryk en vir hulle self daarvan gehou. En hulle was 'n absolute doring in die vlees van die mense. En die sondaars was mense wat oneties geleef het en ongelowig was, en binne die Joodse konteks was dit net so ongelooflike pyn gewees vir die Jode. En hier kom Jesus en sy disippels en hulle akkommodeer die mense asof hulle gewone mense is. Gaan selfs by hulle aan huis eet saam met hulle. Dit is net onaanvaarbaar vir die Jode. Nou, dis teen hierdie agtergrond wat die 3 gelykenisse dan vertel word. En as 'n mens so kyk na die gelykenisse, dit lyk of dit gaan oor verlorenheid, dan wonder 'n mens hoekom Jesus nou dit 3 keer vertel. Hoekom hy nou 3 stories, enige stories vertel. Want die stories het min of meer dieselfde struktuur ook inhoudelik. Daar's verlorenheid, dan word die verlorenes gevind en dan's daar 'n fees. In al 3 die verhale, die een van die skaap wat verlore is, die munt en die seun wat verlore is. Verlore, gevind, fees. Dis omtrent die interne struktuur, groot struktuur. Nou as 'n mens nou begin kyk na die inhoud hiervan, dan sien jy, maar hier is tog ook verskille tussen hierdie 3 verhale. En dis baie keer in daai verskille wat die krag van die boodskap lê, né? So, kom ons kyk eers net gou na die struktuur daarvan. Jy sien in die verhale hoe daar ontwikkeling is. In die eerste verhaal is daar 100 skape waarvan 1 weg is. In die tweede verhaal is daar 10 muntstukke waarvan 1 weg is. In die derde verhaal is daar 2 seuns waarvan 1 weg is. 100 na 10 na 2 toe. So daar is so 'n stuk ontwikkeling in die struktuur of in die inhoud. So ontwikkel hy. Die eerste verhaal sien ons die verlore skaap is in die wye wildernis soek. In die tweede een is die muntstuk daar in die huis. In die derde is die verlore seun deel van die huisgesin wat weg is. So ook weer 'n stuk ontwikkeling in daai 3 verhale.
Oor die soektog na die skaap wonder 'n mens natuurlik as jy nou by die eerste gelykenis stil staan. Dan wonder jy tog, dit klink nie heeltemal soos 'n goeie herder wat 99 skape los en een gaan soek in die wye wildernis. In die wye wildernis kan daai skaap tog lank al gevang gewees het. En nou stel jy die 99 bloot en jy gaan soek die een skaap. As jy nou in metafore praat, dan begin dit klink, dis amper asof die metaforie wil werk vir goeie herder. En tog wil Jesus duidelik iets sê hiermee, né? Hy wil sê God ag die individu, hy ag daai persoon oneindig belangrik. En daar's 'n ander ding wat God wil sê met hierdie tekste, en hy sê die heelheid van sy kudde is vir hom baie belangrik, dat dit volledig moet wees. Dit sê hy ook met die 10 muntstukke met die huisgesin op die einde. Dat dit volledig is, dis die rede hoekom hy eintlik fees vier. Hy soek 'n volledige kring van mense hier. So dit is vir hom 'n groot saak. Wanneer huwelike, by die tweede verhaal oor die muntstuk, wanneer huwelike destyds gesluit is, was deel van die bruidskat dat die bruid 'n hooftooisel gekry het waarin daar 'n aantal munte geplaas is, vasgemaak is in die hooftooisel. En dit wil lyk asof daar 10 muntstukke in hierdie vroutjie se hooftooisel was en een het uitgeval en het weggeraak. So sy soek ook die muntstuk ter wille van die volledigheid. Nou daar's veel in hierdie ding oor die hooftooisel, want dit was eintlik haar sekuriteit. As sy haar man sou verloor op watter wyse ook al, was dit haar bruidskat, dis dit waarmee sy sou kon aangaan. En dis bewaar ten alle koste. Daar word gesê dat hierdie vrouens dikwels daarmee gaan slaap het om hulle koppe, uit vrees dat dit sou weggeraak of gesteel word. Dit gaan ook oor haar volledigheid as mens, dat sy hierdie stuk sekuriteit het van hierdie 10 muntstukke. Hier is ook 'n ander belangrike nuance verskil natuurlik tussen hierdie eerste 2 gelykenisse. In die eerste gelykenis is die verlorenheid van die skaap die krisis. Die skaap is in die wildernis, hy gaan opgevreet word deur ongediertes. So die motivering hoekom die skaap gesoek moet word, is omdat daai skaap in 'n krisis verkeer. In die gelykenis van die muntstuk, is die muntstuk nie in 'n krisis nie. Die muntstuk lê iewers in die huis. Hulle soek hom, maar die muntstuk kan tog nie pyn nie. Maar die soeker is in 'n krisis. So ons hoor duidelik, daar's 'n klemverskil hierso. In die eerste is dit die verlorenheid van die skaap, en in die tweede is dit die soeker wat in 'n krisis is. Omdat haar muntstuk weg is. So hierdie vrou is desperaat. Want as sy nie hierdie muntstuk kry nie, is sy verlore. Jy weet, ons gebruik sulke taal as ons groot verlies het. Ek is verlore. Dit lyk asof Jesus dit nodig vind om beide hierdie motiverings in te bou in hierdie verhale. Met 'n groot klem hier op die soeker se krisis. In die derde gelykenis kom die seun wat verlore is na sy pa toe terug. Hy hoef nie te verduidelik hoekom hy nou in hierdie krisis beland het, hoewel hy voorberei het. Hy het 'n voorbereide rede wat hy vir sy pa wil kom sê, hoe hy nou 'n draai geloop het met al sy goed en dit uitgemors het. En hy wil vir sy pa kom verduidelik en hom verskoning vra. Maar as sy pa hom ver sien aankom, hardloop hy al na hom toe. Sonder om van sy seun 'n verduideliking te eis. Dis nie die bedoeling van die pa om te sê, luister, jy moet nou eers vir my verduidelik wat het nou gebeur nie. Die pa ontvang hom eenvoudig met oop arms. En onmiddellik laat hy hom aantrek, en die verhaal het ons gelees. Die vader se liefde was van die begin af genoeg gewees vir daai seun om te weet, ek kan terug. Ek het die opsie om terug te gaan, want ek ken my pa, ek weet van sy liefde. In die derde gelykenis is daar natuurlik 'n ander faktor wat inklim in die verhaal,
En dis die broer van die verlore seun, wat nie gelukkig is omdat sy pa nou die seun so goed terug ontvang het. En 'n mens wonder, die seun het hom nou bekeer van sy onwettigheid en sy sedeloosheid en van alles. En van die mors van die pa se geld, hy het hom bekeer en teruggekom. Maar 'n mens wonder onvermydelik of die oudste broer ooit bekeer geraak het van sy gebrek aan genade vir mense. Die verhaal, die gelykenis vertel nie dit nie. Maar dit is duidelik, hier is ook 'n bekering nodig. Die seun verstaan nie 'n vader se genade nie. En hy skop daarteen dat sy pa so genadig is. Nou Jesus vertel die gelykenisse om te verduidelik dat God se herder wees, sy eienaar wees, sy vader wees, so is dat hy nie mense sommer net prys gee nie. In sy hart en in sy gedagtes en in sy optrede teenoor mense, is hy nie maar net die een wat prys gee nie. Hy is die een wat seer het oor verlorenheid. Hy is die een wat homself in 'n krisis bevind, in 'n sin, as sy kinders verlore raak. Dit is vir hom ontwrigtend, as sy kinders verlore raak. Sy hart breek as die kudde of die hoofdtooisel of die gesin nie volledig is nie. Dan begin hy soek en hy begin verlang en hy begin uitreik. Dan los hy alles om by hierdie verlorenes uit te kom. Hy gaan haal hulle, want hulle hoort binne. Dan gee hy al sy verwyte wat hy kon oordra, gee hy prys. Dan noem hy nie alles op wat jy opgemors het nie. God soek verlorenes en randfigure en stikkendes en tollenaars en egbreekers. Hy soek hierdie mense met dringendheid en met deernis. En wanneer hy sy mense kry, dan vier hy fees, ordentlik fees. So sal hy fees vier oor elke verlorene, elke weggeloopte, wat weer by sy tafel aansit. So sal hy fees vier, wanneer elkeen van ons by sy hemeltafel aansluit en die prentjie weer vol raak. So sal hy fees vier, nadat hy ons met oop arms ontvang het, en die plek by die tafel vir ons gewys het. Dis hoekom Jesus nie net in sy tyd in die tempels en die sinagoges optree. En vriende, hier moet ons nou goed dink. Dis hoekom Jesus nie sy optredes in die kliniese ruimtes van kerke en geboue inperk nie. Omdat God 'n soeker is van verlorenes. Dis hoekom Jesus so met die tollenaars en die sondaars omgaan, dat die mense hom later 'n vraat en 'n wynsuiper noem. Dis hoekom Jesus toelaat dat hy met name genoem word, sulke afbreekende name, vraat, wynsuiper. Hy kom met die kliniese veiligheid van geboue en kerke om sy hande vuil te maak, om self onrein gemaak te word, volgens Joodse wet, in hierdie omgewings, waar daar verlorenes is, omdat God 'n soeker is. God soek sy mense. Hy doen dit ter wille van mense, maar ook ter wille van homself, omdat dit is wie God is. Die een met die ruim hart, die een wat
wat sy hart en sy liefde so is, dat dit insluit, van nature wil insluit. Kom na my toe. Hy doen dit terwille van die volheid van sy plan wat voltrek moet word. Soek hy, soek en soek. So moet ons oor God dink. As ons oor God eng dink, as 'n God wat hom afgeskei het in sy hemel, afgeskei het in kerke en tempels en kathedrale, as ons eng oor God dink, as hierdie een wat nie bereid is om sy hande vuil te maak nie. Laat hierdie teks ons anders dink oor God, as die een wat die ruimtes, die besmette ruimtes van hierdie wêreld betree, daar intree, en sê, ek soek jou, ek kom haal jou, jy's myne, ek wil jou hê. God ritireer nie. Hy trek nie sy neus op vir vervallendheid en verlorendheid nie. Hy staan nie weg vir 'n oomblik van gebrokenheid nie. Die moontlikheid is dat 'n mens 'n godsbeeld het van 'n onaantastbare God wat homself geïsoleer het iewers. God het hom nie geïsoleer nie. Daarom vertel Jesus hierdie gelykenisse, sodat ons anders oor God kan dink. Die een wat in hierdie wêreld tussen ons teenwoordig is. Maar dan moet ons ook oor onsself anders dink. Miskien moet ons dan net eers begin deur te sê, ons is gered, ons is kinders van God, maar ons dwaal weer af. Ons dwaal maar te gemaklik af. In ons eie selfverstaan raak ons dikwels verlore. Ons raak oor allerhande goed verlore. Soos Koos Du Plessis sing, ons ken elke afdraaipaadjie. Die ken ons. Elke keer het ek gedwaal. Elke keer het U my iewers kom haal. Maak dit hier die laaste maal. So wil ek saam met jou bid elke keer en sê, Here, mag hierdie die laaste keer gewees het wat U my moes kom soek het. Mag hierdie die laaste keer gewees het wat U my moes kom haal. Kom optel op U skouers. Hier waar ek gevou het, hier waar ek ingegee het, hier waar ek opgegee het, mag dit die laaste keer wees. Mag ek volgende keer, Here, getrou bly. Mag ek volgende keer sterk genoeg wees. Mag ek volgende keer vashou aan U. Mag ek volgende keer moed hou. Mag ek volgende keer hoop hou. Mag ek volgende keer my geloof behou. Dat dit nie sal nodig wees vir U om my weer te kom haal nie. Ons verdwaal tussen die krisisse van COVID-19. Ekskuus julle. Ons verdwaal wanneer ons verstom staan by die grafte van mense vir wie ons lief is. Kosbare mense. Ons verdwaal in ons verdriet, in ons onbegrip. Ons verdwaal wanneer ons verward raak deur die ellende van die wêreld. Ons verdwaal wanneer iemand wat baie naby aan ons is, kosbaar is, sommer ons net ontval. Ons verdwaal in die sinloosheid daarvan, die oënskynlike sinloosheid daarvan. Ons verdwaal wanneer ons in ons hellevaart ons eie belang maar weer eerste gestel het. Bo alle ander oorwegings maar weer vir myself gekies het. Wanneer ek weer eens vir selfdiens gekies het in plaas van diens aan ander. Ons verdwaal wanneer ons vir die soveelste keer agter die verleiding van my eie ego aangeloop het. Ons verdwaal wanneer die onreg van die wêreld ons oorweldig. Ons verdwaal wanneer ons verwerp of verneder word. Ons verdwaal in ons verliese. Ons is verdwalers.
God is 'n soeker van verdwaaldes. Ons is verdwaalers. Goddank, ons God is 'n soeker van verdwaaldes. Maar ons leef ook tussen 'n klomp verdwaalde mense, tussen gepynigdes, verstotenes, verlorenes, ontsteldes, ketters, uitbuiters, steelers, moordenaars. Terwyl ons natuurlik self iets van al daai goed wat ek nou genoem het in onsself dra, van moord en steel en uitbuiting. Ons dra almal iets daarvan, maar ons leef tussen mense wat publiek hierdie soort skandes maak. Ons word daardeur diep ontwrig deur die openbare skandes van ander. Dit stoot ons weg, ons retireer. Maar God is 'n soeker na mense. Ook tussen hierdie wat die openbare skandes maak. Soek God, soek God met dringendheid. God is 'n opsoeker van die wat deur ander weggestoot en weggelaat en weggedink word. God is die een wat nie sy neus optrek vir die vervallendheid van die verlorene nie. So as ons na die gelykenisse kyk, moet ons verstaan dat die verlorenes niemand net die is wat daar ver is nie, maar dat die verlorenes ook ons insluit. Ons die gelowiges wat dikwels verlore raak. Dat die verlorenheid nie maar net gaan oor mense wat sê, maar ons is nou gered en ons weet dit nou en ons is nou nie een van hulle nie. Die verlorenheid lê ook dikwels in ons eie lewe. En natuurlik is daar dan die wat God nie ken nie, wat nog nooit 'n toewyding aan hom gemaak het nie, wat hom nog nooit bely het as verlosser en saligmaker. Wat in daardie sin dalk dink dit gaan met hulle goed, maar nog inderdaad verlore is. So ons moet goed dink oor God, wie God is, en goed dink oor wie ons en die mense is. Op verskillende maniere almal verlore, op verskillende maniere het ons almal die soekende liefde van God nodig. So miskien moet ons vanoggend weer oor God dink. Goed oor hom as die soeker van mense. Of dalk moet ons hoor dat ons soos die verlore seun kan huis toe gaan. Dalk moet ons onsself in ons eie vanoggend se verlorenheid laat vind. Dalk is jy hartseer, dalk is jy verlore in jou verdriet. Dalk is jy verlore in sonde wat jy gedoen het, dalk in klein geloof. Dalk in 'n gebrek aan toewyding, dalk in selfbelang verlore geraak. Moet jy jou vanoggend laat vind deur die soeker. En bid, Here Jesus, tel my tog vanoggend op u skouers. En dra my huis toe. Ek het nodig om gedra te word. Ek het vanoggend nodig, vandag, om gedra te word. Of dalk is dit vanoggend nodig om na hierdie tekste te kyk, hierdie 3 gelykenisse te kyk en te sê, maar dalk wil God my deel maak van sy soekspan. Dalk moet my lewe 'n afskaduwing wees van die soekende God se dringende uitreik na mense. Dalk is dit wat die teks vanmôre vir jou sê. Die soekende God wil jou as saamsoeker gebruik
om die verlore skaap en die verlore munt en die verlore seun te vind. Dalk is dit wat jy hoor wat die Gees vanoggend vir jou sê. Daar's mense daar buite wat verlore is soos ons, maar ook verlore is omdat hulle Christus Jesus, die soeker, nie ken nie. Dalk is dit wat die Gees vanoggend met jou wil doen. Om jou in te vat in die soekspan van God. Hierdie gelykenis laat 'n mens regtig diep dink oor God en oor jouself. Oor God as herder en jou eie herder wees van die kudde. En ek praat van ons almal. Hoe soekend jy is na God, hoe soekend jy ook is na God se mense. Al is dit, sê die gelykenisse, net om die een te kry. Net om die een te kry. Waarvoor God jou wil deel maak van die soekspan. Amen. Here, ons vergeet so gou wie U is en wie ons is voor U, die opgesoektes, die gevindes, wat weer en weer gevind moet word en weer gevind word. Here, ons vergeet so gou dat U ook vir ons gebruik om te soek, dalk om net die een te vind, vir wie U 'n hart het en 'n passie het. Here, dan vergeet ons so dikwels dat ons weerstand bied. Dat ons nie in hierdie soekende dringendheid waarmee U na ons gekom het leef nie. Dat dit nie weerspieël in ons eie lewe nie. Dat ons ten diepste selfgerig is en selftevrede is en nie eers wonder oor die impak wat my lewe het as soeker nie. Dan bid ons Heilige Gees dat U hierdie lewende woord in ons sal laat tuiskom, sodat ons sal weet dat ons gevind kan word soos die verlore seun geweet het van sy Vader se liefde, maar ook sal weet dat daar baie is wat verlore gaan terwyl ons ongeërg en nie met dringendheid help soek nie. Raak ons dan aan, Gees van God, so dat hierdie drie gelykenisse in ons werkend aktief sal bly. Amen. Ek dink ons moet sing Vlam 7. Dis 'n belydenis. Ons kan net so in die bank sit en dan sing ons dit. In die vuur wat in my hart gebrand het.
Mag dit so wees dat jy besef dat jy gevind is, as jy hierdie woorde kon sing. Kom ons wy ons kollekte aan die Here toe, ons offergawes, laat ons die snapscan daar opsit. Daar is hy, die voorreg om te mag gee bly so groot, om te kan bydra tot God se koninkrykswerk. Vriende, ons ontvang navraag oor die werk wat ons gedoen het in Springbok Pofadder. Ons gaan daarmee voort, steeds maandeliks. Die nood en die behoefte van mense het nie skielik opgehou op 'n dag nie. En ons in samewerking met die plaaslike gemeentes daar doen ons dit noukeurig. Daar is nog steeds fondse beskikbaar in ons rekening wat ingekom het en ons is so ontsaglik dankbaar vir wat steeds inkom. So vir spesifiek vir die hulp daar. Ons gaan daarmee voort en mag ek sê dat juist in die volhoubaarheid in die nie enkelkerige besoekie nie. Maar juist in die volhoubaarheid daarvan, daar 'n kragtige getuienis lê dat ons nie maar net jy weet hierdie ding doen van in en uitgaan nie. Jy gaan en jy doen 'n ding en dan gee jy pad nie. Maar dat jy op 'n meer volhoubare wyse betrokke is, het geweldige betekenis. Daar waar die toets lê baie keer in alles wat ons doen 'n volhoubaarheid, né? So ons is diep dankbaar. Die bydraes tot die gemeente se fondse is ook belangrik en ons moet daarmee volhou in hierdie tyd so goed as wat ons kan, sodat ons kan kerk wees in die volle sin daarvan. Ek gaan enkele aankondigings onder die aandag bring. Daar is slegs 'n enkele, ons wil geluk sê met die verjaardagmense van die week. Ek hoop is 'n mooi dag, mooi geleentheid vir jou, dat jy dit goed sal beleef in die Here se genade, ook in jou lewe sal raak sien. Mag die jaar wat voor lê vol van sy seën wees. Jy sal sien, Vrydag die 14de Mei is daar weer 'n gemeenskapskuier by die kerk, met die boereworsrolle en so aan. Die vorige geleentheid was uitstekend. Hierdie gaan net so lekker wees. Kom ons doen dit volhoubaar. En jy kan diere lees. Vriende, ons is maar bewus van soveel van ons lidmate wat seer het en wat swaar het. Teens Vivian sit vanoggend hier in die kerk. Teens mag die soeker ook vir julle as familie in hierdie tyd. Sy dogter se skoonpa is oorlede. Nou wil ek oor hom graag 'n woord sê. Julle onthou nog vir Marius de Waal, wat so 'n groot rol hy het aan die in ons gemeente gespeel het. Sy seun Marius is hierdie week skielik oorlede, professor gewees in regte by die fakulteit op Stellenbosch. Nou ons mening voortydig. Dit is 'n groot verlies. Ek het in die afgelope dae so aan sy ouers gedink. Aan Elmarie, sy vrou en hulle kinders. Teens se dogter is met sy seun getroud. Kom ons bly bid ook vir daardie familie. Vir al die ander van ons wat deur uitdagende tye gaan, laat ons vir mekaar bly bid, mekaar vashou. Mag die Here vir ons elke keer vind, ook daar waar ons swaar kry. En mag jy beleef dat jy gevind is en gevind word. Kom ons sluit af. Ons sing lied 524. Ons sing vers 1, 2 en 3. God roep ons om het woord en daad vir hom te leef en werk. Bewaar in
genade van ons Here Jesus Christus, die wonderlike opsoekende liefde van God die Vader en die kragtige en innige werk van die Heilige Gees is en bly met jou elke oomblik tot aan die volëinding. Amen.